Goeiedag almal. Welkom weer by Woord en Boekrol. Ek wil vandag met julle iets deel rondom skoene, voete was. Interessante gedeelte in die woord met 'n oulike antieke tradisie en geskiedenis. Nou ons lees in Exodus 3 vers 5, lees ons, toe sê hy, moenie nader kom nie, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilige grond. Nou Moses moes sy skoene uittrek by die brandende bos. En ons lees baie kere van die brandende bos. En ons lees baie kere van Moses wat op heilige grond moet staan. En sy skoene moet uittrek. En op ander plekke lees ons ook waar die skoene uitgetrek moet word, want hulle staan op heilige grond. Nou wonder 'n mens, hoekom jy skoene uittrek, reg? Wat's met die skoene? Wel, skoene word vuil, natuurlik, waar jy loop, tel dit stof op, dit word vuil. Maar wat was die antieke gebruik en gelowe rondom skoene? En so dis wat ek met jou deel. Nou die Hebreëse woord vir skoen is naal. En in die antieke naby Ooste was die skoene vol stof op die pad. En meeste van die tyd as jy by iemand sou gaan kuier, dan het jy jou skoene uitgetrek in die antieke tyd, en hulle het jou voete as gas gewas. Maar afgesien daarvan, het die skoene ook 'n rol gespeel in antieke gelowe. En omdat Moses ook juis uit Egipte uitgekom het, was daai redelik van toepassing op hom. Nou, skoene was uitgetrek sodra iemand afgesterwe het, en dit nou in die antieke Egipte. En die persoon sou dan nou toegedraai geword het soos 'n mummie. Maar in die toedraai het hulle die mummie se voete vasgebind aan mekaar. Die rede daarvoor was dat die spore wat hy getrap het in die antieke Egipte, moes hy saamvat in die lewe daarna. Nou die voete was vasgebind, net soos in die antieke tye die sandale sulke touwtjies gehad wat om die enkels vasgebind was. En juis het hulle die enkels en die voete aan mekaar vasgebind, sodat die spore wat hy in sy titel gestap het op die aarde, hy ook in die dode sal stap. En dis interessant, want omdat Moses toe nou gekom het uit Egipte uit, sou hy ook die Egiptiese tradisie en goed saam met hom gevat het. So, daai skoene dra en die tradisie met die antieke gelowe van Egipte, was sy titel, wat hy mee gevlug het. En dis het die Here vir hom gesê, verwyder jou skoene, jy staan op heilige grond. Dis wat gebeur het was, hy moes sy titel afstaan. Hy moes sy spore wat hy getrap het, wat hy gedink het is geregtige spore tussen die slawe, en die plekke waarvan af hy kom, moes hy neerlê. Nou, ons lees ook verder waar Jesus sy disippels se voete gewas het. En dit kom ook neer dat op ons, hy het gesê, ek hoef julle net julle voete te was, anders het julle nie deel aan my nie. En ons weet nou almal ook, Petrus het toe gesê, was my sommer van bo tot onder, en hy het gesê, nee, dis nie nodig nie, ek hoef net jou voete te was. En dit was juist die spore wat hulle getrap het, die titels wat hulle gedra het, was iets wat hulle moes aflê. Nou, omdat die antieke Egiptiese gelowige glo het, jy vat dit saam met jou as jy sterwe in die volgende lewe, weet ons dat Jesus bied vir ons ook 'n volgende lewe, 'n ewige lewe. En wanneer ons skoene uittrek en ons voete was, dan lê ons neer, soos hy vir die ryk man gesê het, lê alles neer, verkoop alles en volg my. En daarvoor lê jy jou aardse titel, wie jy is, jou identiteit, van wat jy vir jouself sien, wat ander mense van jou sien, sit jy neer, want jy is op heilige grond. En hierdie heilige grond is die ewige lewe, is die teenwoordigheid van God, want immers is dit waar ons wil opeindig aan die einde van die dag. Nou die skrifgedeelte sê, Johannes 13 vers 14 tot 15, as ek dan
die Here en Meester julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Want ek het julle 'n voorbeeld gegee. Ons weet dat die Vader wil hê ons moet ons hande uitreik, na selfs die kleine, na selfs die een wat nie 'n naam het daar buite nie. En dis as hy wat meester was, sy titel as meester neergelê het, om ons voete te was, moet ons dit ook vir mekaar doen. En dis mooi om te sien. Nou, 'n titel en 'n skoen uittrek kan ons ook sien in Rut. In Rut 4 sien ons in vanaf vers 5, waar Boas Naomi se grond moet vat, en hy het 10 manne saamgevat om mee te gesels. En aan die einde van die dag sien ons dat hy een van die manne sy skoen uittrek en aangee. En dus het hy sy titel, sy inheritance, dit wat syne was, het hy neergelê. En dit is ook waar die skoen tradisie vandaan gekom het. In die ander kulture, behalwe die Egiptiese kultuur, is dat die skoen was 'n skoen van titel, 'n skoen van jou identiteit. En ons lê onsself neer, ons identiteite, en ons maak die Meester, Jesus, ons identiteit. Ons is in sy beeld geskape, en dus lê ons onsself neer en neem sy beeld aan. En loop met ons kruis in dieselfde voetspore as wat hy geloop het, maar ons kruis ligter as wat syne was. Ons sterwe in ons titel en in dit wat ons mee groot geword het om die identiteit van Jesus aan te neem en in sy voetspore te loop. Nou, hierdie voetspore sien ons moet ons stap om geregtigheid te behaal. En ons sien dit ook in Psalm 23. Interessant, want as jy Psalm 23 lees, dan lees jy, lei my in spore van geregtigheid. En eintlik sê Dawid dit so mooi. Nou, wat is die spore wat hy van praat? Nou, Dawid het geweet dat die spore wat hy van praat, is soos om 'n berg voor jou te sien. En spore in die antieke taal, in daai skrif beteken in 'n sirkel. Nou goed, ons hou nie almal daarvan om net in sirkels te loop nie, reg? Want daar waar jy begin, wil jy nie regtig eindig nie. Maar dit is die spore van geregtigheid wat Dawid van praat. Nou, hoe werk dit? Daar waar jy begin, maak jy 'n spiraal al om die berg, tot jy by die top kom. En die top is die geregtigheid waarvan Dawid praat. Ons begin op 'n plek, en soos wat ons omloop in 'n sirkel, is ons 'n bietjie hoër. En ons kan sien waar ons vorige spore was. Jy kan sien waar jou vorige val was. Jy kan self sien waar die vorige klip was wat jy jou voet teen gestamp het. En so gaan jy al om, tot jy by die top kom, wat geregtigheid is. So, as ons nou Psalm 23 lees, dan lees ons, lei my in sirkels tot by geregtigheid. En dit is wat dit eintlik sê in die antieke taal. Is die sirkels waarin ons loop. Baie van ons voel, ons loop deur seisoene, en partykeer voel dit vir jou, maar ek herhaal hierdie seisoen amper. Dis amper dieselfde seisoen waardeur ek loop. Die probleme is amper dieselfde. Dis amper dieselfde. Dis omdat jy reeds om jou eerste vlak geloop het om die berg. En jy's 'n vlak hoër, en jy kyk af na die spore wat jy getrap het die vorige keer. Maar weet, dat jy is wel op pad teen die berg op, na geregtigheid. En aan die einde van die dag wil ons almal soos Job wees, en waar God sê, daar is 'n regop man, het jy hom gesien? Sien jy my knegt Job, 'n man wat regop staan? Dit is omdat Job geweet het, dat hy loop in 'n sirkel. Maar dit is nie om hom te irriteer dat hy in 'n sirkel hoef te beweeg nie. Dit is om hom te leer. Want soos wat jy in 'n sirkel beweeg rondom die berg,
sien jy ook al die kante van die berg. Sien jy ook al die vlaktes rondom die berg. En daarom sê die woord ook, dat soos ons beweeg, kry ons wysheid. As ons net op een kant op beweeg op 'n berg, ken ons net een area. Maar as ons reg rondom beweeg, sien ons al die vlaktes en ons kennis en ons wysheid groei daardeur. Nou ja, ek hoop julle het iets geleer. Ek hoop dit is interessant. En mag ons almal, soos Job, geregtig staan op die top van die berg. En soos Dawid sê, lei my in sirkels tot by geregtigheid.